'n vreemde duidelikheid het oor Kelly gekom. Dit is die middel van die oggend toe sy uiteindelik die stal verlaat, gemaklik met beide kante van haar erfenis, vir die eerste keer in haar baie lang lewe. Sy vind die Puka wat haar die vorige dag bedien het in die ingangsportaal. Ons moet praat. Die Puka kyk rond asof iemand haar kan red en volg dan vir Kelly, gelatenheid op haar gesig. Kelly lei haar buite na die stalle. Jy weet alles wat hier aangaan. Begin praat. Ek weet nie wat jy bedoel nie. Of vertel my wie by die kelder betrokke is, of ek arresteer elke laaste wese in hierdie herberg. Jy is van die raad. Die Puka trek Kelly nader aan die stal van 'n slapende strydros. Sy gesnorkery kan 'n banshee se krete uitdoof. Al die kaboutermannetjies, hulle kry baie geld daaruit, die geldsigtige goed. Die trol wat onder die suidbrug woon, hy laat hom toe om te kom en te gaan soos hy wil. En die Puka sluk hard, die keldermeester. Wie? Hy hou by homself. Ek sou ook as my eie soort my uitgedryf het. Kelly kyk hoe die Puka haar wang senuagtig kou. Wees net versigtig. Die kaboutermannetjies vrees hom en die drakekopspyers gehoorsaam hom. Sy weet toe dat die Puka praat van die rooi kappie wat in die skaduwees wegkruip. Sy hoef nie te vra oor die hoofvee wat die eintlike moorde pleeg nie. Hy is op haar teikenlys vir soveel eeue as wat sy 'n jagter is. Sluit aan vir boeke en volkskunde.